Nou vriende, goeiemôre, ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkook en niet opgestaan het, dat u ook kan sien vir hierdie nuwe dag, en wat 'n wonderlike voorreg om te weet ons behoort aan die Here, die skepper van die hemel en die aarde, die voorreg om te weet dat ons vrygekoop is in die bloed van die lam, dat ons die seël van die Heilige Gees dra. En die Bybel vir ons sê dat die Here ons veilig eendag in sy heerlikheid sal aanbring. Daarom lewe kinders van die Here elke dag met vrymoedigheid, ons lewe met blymoedigheid, ons lewe met dankbaarheid, omdat ons weet ons verlosser leef. En aan die einde van hierdie lewe, na al hierdie hartseer, stryd, droefheid, pyn en al die dinge wat ons deurgegaan het, sal ons gaan terugkyk soos die apostel Paulus om te sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. En ons dank die Here so vir sy woord, en ons dank die Here vir sy Heilige Gees, en ons dank die Here vir die waarheid van sy woord, wat ons ook rig en lei op hierdie pad van geregtigheid. Nou vriende, ons het so 2,5 jaar terug begin met hierdie reeksie oordenkings, waar ons elke nou en dan met u 'n bepaalde tema hanteer. U sal onthou die aktuele reeks, en u sal onthou ons het so deur die boek Spreuke gewerk, en ons het verskillende aspekte rondom die karakter van God en van Christus met u hanteer. Vanmôre is dit 'n waarskuwende boodskap. Nou hierdie oordenking is juist ten doel om u te waarsku dat ons versigtig sal wees in die dag en tyd waarin ons onsself bevind. Nou ek kan baie temas, baie gedagtes gekoppel het aan hierdie boodskap vanmôre, maar daar is iets wat onder my aandag gekom het wat ek tog met u moet deel, en as leraar van my kudde en as herder van my kudde het ek nodig om ook hierdie saak onder u aandag te bring. En miskien is u nie lidmaat by my gemeente nie, maar u luister hierdie oordenkings, dan wil ek u aanmoedig om net te luister na wat God se woord oor hierdie bepaalde sake sê, en dan ook u lewe in te rig om die Here meer welbehaaglik te wees. Nou ons beleef 'n tyd, vriende, waar mense nie regtig meer die Bybel lees soos hulle dit behoort te lees nie. Nou daar is baie statistieke wat ek hier kan deurgee, maar hulle sê die gemiddelde predikant spandeer omtrent 5 na 10 minute in 'n dag aan die Here en aan sy woord en in gebed. Nou dink ek daaraan, as die predikante so min tyd aan die woord en gebed spandeer, dan is die kans baie goed dat die lidmate nog minder tyd spandeer. Ons dank die Here vir die getroues. Ons eer die Here vir hulle wat lief is vir die woord, en daarom is het belangrik om vanmôre vir u te sê dat ek waarskuwend wil optree, want ongelukkig is die meeste nie so getrou nie. In die eerste plek wil ek u oproep om 'n student van die woord te word, en as u nie getrou die Bybel lees nie, werklik te begin om vir u 'n Bybelleesprogram daar te stel, om die woord te ondersoek, dan gaan u nie so maklik val vir die leuns van ons tyd nie. Maar die boodskap van vanmôre en môreoggend se oordenking gaan oor die reeks films of video's wat deesdae die rondte doen, en wat so geweldig gewild is onder belydende kinders van die Here. Dit is die reeks wat handel oor The Chosen, wat handel oor die lewe van Christus, in aanhalingstekens, en dan die nuutste reeks, The House of David series, of reeks, wat baie gewild is onder Christene. Nou vriende, waarom sal ek u wil waarsku teen hierdie reekse, teen hierdie films wat hulle wys, teen hierdie films wat dan op die televisies vertoon word en dan op die silverskerm vertoon word? Ek dink daar is baie belangrike dinge wat uitstaan hierin, wat ek vanmôre onder die aandag moet bring, want u sien die Bybel sê vir ons in Matteus 10 vers 16, die Here sê, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Die hele beginsel hierso is dat ons soos skape onder die wolwe ingestuur word. Luister, as ons kinders van die Here is, moet ons nie dink dat die wêreld ons gaan omhels en vir ons gaan lief wees nie. Die wêreld is anti-Christus, en die wêreld is ook anti sy kinders. Die wêreld wil hulle duiwel of hulle vader die duiwel se begeertes navolg, al die sondes en die boosheid van die wêreld, en wanneer God 'n duidelike standaard stel en 'n lyn in die sand trek en sê daaroor kom jy nie, is die wêreld in opstand. Gaan lees Psalm 2, waar die Bybel vir ons sê dat die konings van die aarde, hulle woed teen die Here, en hulle wil sy juk van hulle afruk. En daarom is belangrik om te sien in die eerste plek dat ons so skape onder die wolwe ingestuur word. Daarom moet ons versigtig wees, sê die Bybel, soos die slange. Nou baie keer dink mense dat slange is eintlik baie gevaarlik, en ek dink hulle is in sekere opsig, maar hulle is ook baie versigtig. Hulle gaan eerder wegseil voor hulle jou gaan aanval. En dan ook die gedagte van die opreg soos die duwe. Nou ons weet almal die sagte natuur van 'n duif, en nou sê die Bybel vir ons, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in, wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. So wanneer ek met u van praat oor die gedagte van The House of David reeks of series en The Chosen, hierdie film en hierdie reeks wat gebring is oor die lewe van Christus in aanhalingstekens, dan is dit juis omdat ons versigtig moet wees. Want u sien, Hollywood en al hierdie Amazon en al hierdie mense wat met hierdie goed besig is, druk in ons kele iets af van godsdiens, wat nie eie is aan die Bybel nie. En jy moet onthou dat die woord van God se enigste self openbaring van hom is. En jy moet onthou dat ons nodig het om hierdie waarheid vanmôre raak te sien. Vriende, die Bybel sê vir ons in Spreuke 30 vers 6,
Voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leienaar openbaar word nie. En ek gaan vir u wys in hierdie 2 of 3 oordenkings, dat hierdie reekse gevul is met leuns, met wensdenkery, met eie opinies en afleidings en goed wat hulle in die teks inskryf wat glad nie in die Bybel te vind is of in geskiedenisboeke te vind is nie. Dis juis 'n mensgemaakte produksie, 'n mensgemaakte opinie om mense meer geïnteresseerd te kry in godsdiens, maar is nie noodwendig die ware godsdiens en die ware God en Christus van die Bybel nie. Daarom heet hierdie boodskap se tema dan wees baie versigtig. Nou vriende, dink gou daaraan. Voor jy nou dink, ja Gerard, jy's nou te ernstig en jy maak nou van 'n mols op 'n berg. Dink net gou daaraan. Sê nou ek en jy vat 'n boek en ons skryf 'n boek. En ons skryf alles van ons lewe neer en ons skryf oor ervarings en belewennisse en hoe ons sekere situasies hanteer het en ons wil hierdie boek publiseer om dit dan ook vir ons kinders en vir ons nageslag daar te stel. Nou het ons hierdie boek klaar geskrywe, die boek is gepubliseer en ons sterwe. En nou ewe skielik sien die kinders of die kleinkinders of miskien van die familie en vriende, maar almal is nie so geïnteresseerd in hierdie boek nie en hulle besluit. Hulle gaan hierdie boek vat en hulle gaan hierdie boek redigeer. Hulle gaan heeltemal nuwe inligting byvoeg. En hulle gaan vertel hoe ek miskien gevoel het in 'n bepaalde situasie en hoe ek miskien hierdie ding opgesom het en wat my gesindheid was toe ek in daardie bepaalde situasie was. En die hele doel waarom hulle dit doen is om hierdie boek meer aanvaarbaar te maak. Miskien vir my kinders of my kleinkinders of 'n vriende of familie of vir bekendes. Dink u dit sal reg wees? Dink u dat as hierdie persoon dan moet rekenskap gee van wat hy gedoen het, dat hy aan die ander kant as een sal uitkom wat met die waarheid besig is? Ek dink jy sal my saamstem, ons sal sê 1000 maal nee. As ek 'n boek geskryf het oor my lewe, hoe ek dinge ervaar en beleef het en wat ek aan my mense wil nagelaat het, dan verwag ek nie iemand anders te moet kom en dit heeltemal verander om iets te sê wat ek nooit miskien bedoel het nie. En dis presies wat hierdie 2 reekse doen. Wanneer dit kom by The Chosen, wat sogenaamd oor Christus se lewe gaan, en dan The House of David. Dis mense wat die Bybel vat en totaal herskryf en in 'n westerse, ek wil amper sê ondertoon daartoe gee om dit meer aanvaarbaar te maak vir mense, want die redenasie is dat meeste mense lees in elk geval nie die Bybel nie, meeste mense stel in elk geval nie belang in godsdienst nie. So kom ons probeer tog hierdie godsdienst wat in aanhalingstekens vir baie mense besig is om te sink, dat ons dit tog net aanvaarbaar maak vir hulle. En dis die erns van hierdie boodskap. En ek gaan vir u môre so 'n paar gedagtes noem waarom ons versigtig moet wees vir hierdie reeks en waarom dit onbybels is. Waarom dit nie gevul is met waarheid nie, maar gevul is met leuns en waarom dit jou op 'n dwaalweg sal lei en nie in die waarheid nie. Ek gaan vir u nog 'n vers of 2 gee wat die Here sê in Spreuke 22:18. Daar staan dat ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskryf is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. Kan nie agterkom, dis 'n baie belangrike en 'n ernstige waarskuwing van God self. Hy het sy woord vir ons gegee. Sy woord is klaar geskryf. Hy het nie iemand aangestel om sy woord te redigeer en vir ons nuwe inligting by te gee en vir ons te sê wat ons dink Dawid miskien gedink het of wat Jesus miskien gedink het of wat Maria miskien gedink het nie. Hy het nie nodig dat mense sal kom om hierdie Bybel vir ons meer volledig te maak nie. Want die Bybel sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So met ander woorde, die Here soek nie mense en hy het nie 'n ronde tafel daar gestel en gesê, luister, kom gee julle input, dat ek kan kyk of ek my Bybel nie meer aanvaarbaar kan maak vir die westerse kultuur en vir die mens van die 21ste eeu nie. Nee. Die Here sê vir ons, voeg by sy woorde niks by nie, sodat hy nie van jou rekenskap vorder en jy as 'n leienaar openbaar word nie. En vriende, alhoewel hierdie 2 reekse, The Chosen en The House of David reeks, bekend staan as vanuit die Bybel afgelei en die teks is gebruik om die films daar te stel en hulle het so naby as moontlik probeer bly aan die teks, kan ek vir u nou al sê, dis 'n leuen en ek gaan vir u môre wys waarom dit 'n leuen is en ons gaan 'n paar gedagtes vir u uitlig. So, wat wil ek vir u vanmôre sê? As u bely u behoort aan die Here, het u en ek nodig om te weet ons is so skape onder die wolwe. Ons moet versigtig wees soos die slange, opreg soos die duwe. Ons moet onthou God se woord is die enigste boek wat hy vir ons gegee het waarin hy homself openbaar.
Vanuit God se woord word ons geonderrig, ons word tereggewys, ons word begelei in die waarheid. Daarom sê die Bybel moet niks byvoeg nie. Moenie iets wegvat nie. Moenie as 'n leienaar openbaar gemaak word as jy van God se woord wegvat of byvoeg nie. Daarom vriende, is hierdie saak vir my so belangrik en wil ek vir u waarsku. En wil ek vir u in hierdie môre kom sê, kom ons wees baie versigtig waarna ons kyk, waarna ons luister, met wat ons ophou, en kom ons toets dit altyd aan die hand van die woord. En as u nie seker is nie, dan sal altyd 'n geestelike leier wees wat u kan begelei, iemand wat lief is vir die Here, lief is vir sy waarheid, om u dan te lei, sodat u in hierdie donker wêreld kan wandel in die lig van God se waarheid, van God se woord, en veilig in sy heerlikheid kan aankom. Ek bid dat u genade sal vind om hierdie saak so te verstaan, en dan môre sal ons na so 5 gedagtes kyk, waarom ons vir u sê, wees versigtig, want hierdie 2 reekse het baie leuns in, het baie boosheid eintlik in, en sal jy op 'n dwaalweg lei, weg van die Bybelse Christus, en weg van die Bybelse figure, soos dan in die woord vir ons opgeteken. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.